I haven't gone that far to fetch animals yet, but Yeah, we yeah. can try and have a look there. Are they poaching elephants there? Yeah, there is. When did you hear the shots? That was the day before yesterday. They said they heard the gunshots. Yeah. Yeah, so Because we saw a man when we were still looking around and looking for the animals. yes. We saw a man just south of those Nafuli hills. Yeah, And he was suspicious because he was crouching like this. I suspected that should be the very same guy. He said he had put on a red shirt. What did he do? He had put on a red. I can't remember the shirt, but he looked suspicious because he Yeah. was going like this. Yeah. He was like this, trying for us not to see him. To see him, yeah, that could be the first one. So But just, I'm scared of going by that man. What happens? He pulls out a gun and he just shoots me because there's nothing to shoot this thing. yeah, This thing easy. yeah, Easy. of course, yeah, but they can't do. Yes. Yeah. The fact is, when they see the plane flying there, they get up. Yes, I hope so. Yeah. I hope so. Now we'll Just leave it like that. Die helikopter trek op nog 'n sending om te gaan bokke soek.
personeel van die park en nou gaan daar 'n onderhoud gevoer word met een van hulle wat lewendig uit die kake van 'n krokodil gekom het. A certain stream, I found that there was a crocodile. It was on the 31st of January 1989. When crossing it, the water was rapidly moving. In the middle of the river, a crocodile caught me, legs of my body, and fell in the water, and it swung me underwater. Fortunately, I hold it to lift it up and me, and I get out of the water and go on the banks of the river. Yeah. Was it very sore? Where he put you on the leg, was it very sore? Exactly. And one of my left leg was broken just near the knee. Hopelijk die voorlaaste dag van die witpensvangery. Ons het hier 'n bouma gebou wat verbasend goed gevang het. Ons het gedink ons is dalk nog so 'n paar kilo's van die troppe af. En ons het seker hier by die 70 swart witpense nou gevang. Daar's ongelukkig van die jong bokke baie bulle gewees. En ons het op die oomblik 47 wat ons in die hokke afgelaai het. Die oortollige bulle moes ons ongelukkig laat gaan het. Ek dink ons het op die oomblik 7 bulle en 40 vroulike diere. Geen mortaliteite op die stadium nie. En ons is baie dankbaar, dis maar net weer genade van bo. Ek kan miskien maar het vertel van die wonderwerk gister weer. Ons het 'n trop, ek was saam met 'n Dirk uit. En ons het 'n trop van so by die 30 swart witpense gekry, 'n baie mooi groot trop. Ons het pragtig gekom, die wind was reg en toe ons hier by die bek van die bouma kom, toe die wind skielik uit die bek van die bouma uitgewaai. Feitlik 'n onmoontlike saak, want so 400 tree van die bouma af kon jy onmiddellik sien die bokke het onderraad gemerk en van hulle het afgebreek, dat 6 van hulle weggebreek vorentoe, so 'n lang streep gehardloop en Dirk het onmiddellik geweet daar's probleme. Dirk Neetling wat op die eerste seil was, wou vir ons niks sê daarvan nie, want hy het besef ons sou niks daaraan kon doen nie. En toe probeer ons hulle injaag, maar hulle het regs van die bouma verbygehardloop. Gelukkig het die loods Dirk Albers het geweldig baie ondervinding en hy het besef jy gee nie op tot dit totale mislukking is nie. En hy het hulle agterna gesit, hy het hulle gekeer, hulle teruggehardloop aan die kant van die seil en langs die seil gaan staan, toe het hulle gesien daar's 'n bouma. Hy het hulle weer gaan haal daarso en hulle om die been gebring en hulle weer agter omgekeer en weer 'n keer het hulle by die been vasgesteek. Toe dink ek nee, wat is 'n verlore saak. En hy het nog 'n keer gedruk en het omgehardloop en het links om hulle gegaan en al op daai stadium was daar wat 24 bokke het hy toe oor die seil gejaag en ons die gordyne toe getrek en hulle gevang. Toe ons stop, toe sien ons die wind het heeltemal uit die bek uitgewaai en toe ons hulle gelaai het, toe sê hy man, hy gaan daai ander 6 probeer en die wind was regtig nie baie mooi nie. Hulle het toe opgestyg en die goed gekry waar hulle wy so 400 tree van die bek af. Hy het hulle met 'n slegte wind ingebring op die linkerkant van die gordyne en ons het die hele trop witpense ingekry. En dis maar net, soos ek sê, genade van bo. Want 'n wildvanger sal vir jou sê, jy vang nie 'n bok so maklik die hele getal nie. Te doen om die kwarantainefasiliteite te inspekteer en om die bloedneem, die monsterneming te verifieer, wat vir ons aanvaarbaar is vir die invoer van diere vanaf die buiteland. Dit is basies om te toets vir back and close seer en die quarantaine
tydperk deur te gaan vir hierdie diere om te sorg dat ons nie by enclosure inbring met vreemde diere van ander lande nie. Wanneer het jy hier na Malawi gekom? Ek het Saterdag gekom en dit is nou my eerste dag hier tussen in die park. Eintlik gister in die park, maar die eerste dag hier by die Boumas. En dit is fantasties. Dit is 'n absolute belewenis ook. So jy gaan ook die dinge nou saam met die manne deurmaak. Ja. Jy verteenwoordig die staat, né? Ja, van departement landbou, die direktoraat veeartsenydiens, spesifiek dieregesondheid. Ja, dit lyk of dit vandag die laaste dag gaan wees wat ons gaan besig wees met die wildvangery. Want daar kort nog net 19. Frans het en Gideon het hulle en Jan, ek dink Jan was ook nee, hy was nie saam. Hulle het en nou James, hulle het al die wild wat hier gevang is al reeds na Lilongwe vervoer na die kwarantainekrale daar. Nou Frans was gister weer Lilongwe toe gewees. Ek weet nie hoe jy dit daar gevind om 'n bietjie in die beskawing te kon kom nie. Ja, nee, die beskawing is een deel daarvan. Die ander deel is die ontsettende koue. Ek dink ons het nou al 'n paar dae hier is nogal bederf met hierdie heerlike klimaat. En ek meen kyk hoe sit ons vroeg in die oggend die by 10:00 se kant dan sit 'n mens sonder 'n trui. En dit was ontsettend koud geweest die aand toe ons in Lilongwe weer aangekom het. So die temperatuurverskil tussen die twee plekke wat maar 250 kilos van mekaar af is enorm. En 'n mens raak so vinnig aangepas by die lekker warm temperature hier in Liwondi, laat 'n mens baie swaar aanpas as jy terug is in Lilongwe. So ek is bly ek is terug, Jannie. Daar lê 'n hardverdiende nagrus vir elkeen van ons voor. Ek staan hier so voor die Chunguni hut wat 'n gastehuis is hier binne in die Liwondi Nasionale Park. Dis die gastehuis waarin ons as 'n groep gebly het die tydperk wat ons hier besig was met die vangs van die swart-witpense. Dit is 'n baie interessante omgewing hier waar hierdie hut gebou is. Hier so minder as 100 meter van ons af is 'n pragtige koppie wat baie dig begroei is. Daar woon 13 leeu's binne in hierdie koppie. Onder andere is daar 'n wyfie met 'n paar kleintjies wat al van ons ouens al gesien het, wat hier in die omgewing beweeg. En dit gebeur ook dat die leeu soms snags hier teen die kant van die hut verbyloop oor die werf, kan 'n mens maar sê. En 'n mens hoor natuurlik die geluide van die leeu's in die nag omtrent elke nag. Dit gebeur ook dat die olifante baie naby aan hier verbykom. Die olifante se pad is net so eentjie agter die huis verby. En wat ons ook gereeld hoor is byvoorbeeld seekoeie. Die voëlgeluide in die omgewing is ongelooflik pragtig om na te luister. 'n Mens kan eintlik hier buitekant sit en jy kan 'n groot verskeidenheid van voëls identifiseer op grond van hulle geluide wat hulle maak. 'n Baie interessante verskynsel wat ons hier waargeneem het is dat die swart mans word gebruik om die huiswerk te doen. By al twee plekke wat ons so ver gebly het was dit die reëling. Hier by hierdie Chunguni kamp het ons vergry wat byvoorbeeld die kombuis aan die gang hou. Hy is die man wat ook jy gee vir hom net die bestanddele en hy maak vir jou die kos. Met wisselende sukses natuurlik, maar hy probeer die kos maak. Hy was die wasgoed soggens, hy maak die beddens op. En hier is nie 'n enkele swart vrou wat binne in die huis kom nie. Om die waarheid te sê, hy het twee swart mans wat hom ook help. Die een is veronderstel om 'n bietjie van 'n tolk te wees, want Grace
Sy Engels is nie op 'n baie hoë standaard nie. En dan het hy nog so jongerige ander swart mannetjie wat hom help met die huiswerk wat hy doen. Maar ek dink dis 'n uniek waarskynlik uit die koloniale tydperk uit. Ons moes onsself goed ingrawe teen die muskiete. Ons gaan nou alweer huis toe na 'n lekker kuierhemel. En ek gaan verlang na die plek en ek gaan verlang na die mense. Dit was baie lekker hier. Ons het nou nie al die terrible gehad wat geet nie, die muskiete het ons 'n bietjie weggedra, maar alles het sover suksesvol verloop. Kinders het dit geniet en dit was net heerlik om hier te wees. Ja, dit voel lekker want ons het daarom nou ons is nou op pad Lilongwe toe met 'n vrag van nog 10 swart witpense. Ons het gister 19 suksesvol afgelaai. Gelukkig serings nie en die kinders kon saam wees. Met so 'n operasie voel jy baie keer jou vrou